Ek is opgewonde om julle te vertel van nou is die tyd. Nou tyd is soveel meer as sekondes en minute en dae, ure, jare. Elke geleende oomblik is gelaai met geleentheid en moontlikheid en potensiaal. Tyd kan nie met ons weghardloop nie, al is dit wat ons vir mekaar sê, want jy kies wat jy doen met jou tyd. Verder het ons almal 24 uur en jou indeling van daai 24 uur verklap vir my jou prioriteit en bepaal uiteindelik jou identiteit. Dit waarvoor jy jou tyd gee, is waarvoor jy jou lewe gee. Daar's 'n direkte verband tussen tyd en lewe, tyd en prioriteit, tyd en identiteit. Nou God dink so anders oor tyd en hy staan buite tyd. Psalm 90 sê vir ons, in die Here se oë word tyd nie met 'n horlosie gemeet of volgens die almanak bepaal nie, want 1000 jaar is vir u presies dieselfde as een dag. Die lewe is kort. U vat die lewe terug en dan vers 12, help ons om u te dien en om gelukkig te lewe. Maak ons slim sodat ons elke dag sal gebruik om reg te doen. Geef vir ons 'n dringendheid vir tyd en 'n besef van tyd is 'n kommoditeit. Nou in die 2011 In Time wetenskap-fiksiefilm speel Justin Timberlake die rol van Will. En hulle trek 'n parallel tussen tyd en geld. Hulle gebruik tyd soos wat ons geld gebruik. Jy's ryk as jy baie tyd het. Eendag plaas iemand vir Will se karakter baie tyd oor en hy los vir hom hierdie briefie, "Don't waste my time." As ek my elke oggend kan wakker word met die besef van God het nog tyd vir my geleen en ook hy sê vir my, Lindy, don't waste my time. As jy tyd mors, mors jy lewe. Ek het vir jou tyd geleen, ek leen vir jou lewe. In kontras met ons vreeslike baie aktiwiteit en angstigheid en gedrewenheid, het Jesus altyd tyd gehad. En dit beteken nie hy was minder besig nie. Miskien is dit jy sy intimiteit met sy Vader wat vir hom die kapasiteit gee, die vermoë om in die oomblik te stop, te sien, te hoor en te reageer, te gee wat die oomblik vra. Intimiteit is vir my 'n eenkant tyd, dis vir my stilte tyd, maar dis ook vir my hegtheid. Dis vir my spontaniteit, vrymoedigheid, dis teenwoordigheid, dis bewustheid. En dis einste wat gejaagdheid by ons kom steel. Hy steel ons bewustheid, ons invoeling wees met wat om ons aangaan. En ek weet dinktyd en regpaktyd vat tyd, maar dit lei uiteindelik tot groter bewustheid. Ons streef na groter en groter produktiwiteit en effektiwiteit, maar dit gee ons soms 'n hardheid. Kwaliteit bediening en kwaliteit verhoudings vra beide kwantiteit tyd en kwaliteit tyd. Jesus nooi ons vir 'n leeftyd van intimiteit en is hy wat vir ons 'n besef gee van die verganklikheid van tyd en dit gee vir my 'n dringendheid om tydig en ontydig die goeie nuus van wie Jesus is te deel. Nou is die tyd, gryp elke oomblik aan.